Hoi Gillies, dit is Juffrou Megan, haar kappery jaar. Okay, so dit is jou leerpapier vir kwartaal 1 en ons begin met daaglikse salononderhoud. Onthou altyd, alles moet skoon wees, dit moet veilig wees, dit moet netjies wees, dit moet reg wees. So die eerste een wat jy kan doen is vel tot vel kontak. So jy gaan jou hande was voor en na elke kliënt. Jy kan handskoene dra wat jy weer weggooi as jy wil. En enige snytjie of seertjie of wond of iets is mooi toe vir alles wat op jou hande is. Dan gereedskap, maak alle gereedskap skoon na elke kliënt. Elke kliënt kry skoon handdoek, elke kliënt kry 'n skoon kappie of 'n jassie. Ons smet alles met 70% alkohol, so sanitizer, en dit help om kruisbesmetting te voorkom. Dan werksoppervlaktes gaan jy ook. Jy maak die tafels skoon, die stoele skoon, die werkstasie, want bakterieë kan langer as 24 uur op oppervlaktes leef. Jy gebruik skoon handdoeke en papier, enige papiergoed soos papier handdoekies en so, skoon en netjies en nuus. Dan produkte, soos as jy, kom ons sê, het 'n potjie gel, jy gaan nie jou vingers daarin sit en dit uithaal nie, jy vat met 'n kwassie of 'n daai spatulaatjie goedjies en jy haal bietjie uit. Dan vloere moet elke liewe dag gevee word en eintlik gemop word en baie belangrik, kliënte en jouself moet nie kaalvoet loop nie. Okay, dan onthou elke plek het 'n skoonmaak kontrole lys. Dis wat agter gewoonlik op die badkamer deur of so is. So jy maak skoon, jy maak seker jy het oral skoon gemaak, jy tik af en jy teken. Okay, dan het ons virusse gedoen. So onthou virusse is baie klein kieme wat mense, diere en plante kan besmet en siek maak. Die gewone verkoue is 'n ligte virusinfeksie wat die neus en keel aantas. Dit word meer as 200 verskillende virusse veroorsaak. Hoe versprei virusse? Nommer 1 is ligsverspreiding, soos druppeltjies van iemand nies of hoes of lag of praat. Direkte kontak is as ek iemand 'n drukkie gee of 'n handskud gee. Indirekte kontak is soos aan deure, handvatsels, telefone, tafels, speelgoed. Jy kan besmette kos en water drink wat jou kan siek maak. Liggaamsvloeistowwe soos speeksel, slijm, bloed. Fekaal-orale verspreiding. Party virusse versprei wanneer hande nie gewas word na toiletgebruik nie. En dan word dit op 'n kos of oppervlaktes gesit en dit besmet. En dan deur insekte. Sommige virusse word deur muskiete versprei en naby kontak in geslote ruimtes. Min ventilasie, veral laat virusse langer lewendig bly en meer versprei. Salonhigiëne, sterilisasie, definisie, dis die proses om alle mikroorganismes op 'n voorwerp te vernietig. Okay, sanitasie is die proses om grootliks skoon te maak en die aantal bakterieë te verminder, maar nie noodwendig alles te vernietig nie. Byvoorbeeld met seep. Okay, dan hierso kan jy net die vergelykingstabeletjie bietjie gaan koekeloer en dit sê mooi die verskille tussen sterilisasie en sanitasie. Dan die eerste een is 'n autoklaaf. 'n Autoklaaf gebruik hitte en stoom onder druk om bakterieë, virusse en enige spore of kiemes dood te maak. Okay, so dit maak alle mikroorganismes dood, maar die nadeel daarvan is jy kan nie plastiek goed daar binne sit nie. Hy lyk so, dis nou nie die mooiste foto nie, maar hy lyk soos 'n klein oontjie. Dan chemiese sterilisasie gebruik steriliserende vloeistowwe soos alkohol, sanitizer, Barbicide, Dettol om skoon te maak. Okay, so die voordeel is dit is veilig vir materiale wat nie hitte kan hanteer nie. Dit neem langer en sommige chemikalieë is giftig, soos hierdie Barbicide wat ons in die klas ook gebruik. Dan ultraviolet sterilisasie, dit word gebruik deur 'n UV-lig om bakterieë te vernietig en hy lyk so. Dan het ek vir jou net 'n kort vergelykingstabel daar gesit wat jy kan gaan koekeloer, net om doodseker te maak jy verstaan mooi die voor en die nadeel en alles van hulle. Gesigvormpies doen ons al baie, onthou daai met die tannetjies is omtrent die mees algemene
gesigvorms wat ons het. Hier by die oom is enetjie ekstra wat ek nou nie dadelik kan sien, ek dink dit is die diamantjie, maar dit is omtrent die algemene gesigvorms wat ons kry. Onthou, hierdie is konsultasie en advies, die tipes vrae wat mens vra. Onthou, 'n oop vraag is byvoorbeeld, watter produk gebruik jy? Okay, so jy kan gaan sê, ek gebruik Colgate of Tresemme of whatever. 'n geslote vraagie gaan vir jou 'n ja of 'n nee antwoord gee. So, het jy al jou hare gekleur? Nee. Het jy al jou hare gekleur? Ja. Gevoelvraagie is as jy die persoon vra oor ietsie en hulle dink daaroor en hulle gee hoe hulle daaroor gaan voel. Soos, hoe voel jy daaroor dat ons jou hare kort sny? Nee, ek gaan nie daarvan hou nie, of yes, dit sal vir my baie lekker wees. Keusevraag is wanneer jy die persoon 'n keuse gee, wil jy pink in jou hare hê of blou? So jy gee die persoon 'n keuse daarvoor. Onthou, visuele hulpmiddels, visueel is ons met jou oogies en hulp, so die eerste een is prente en kleurkaarte. Onthou, prente kan in tydskrifte, op jou foon, op baie plekke wees. En dan kleurkaarte, want die persoon kan 'n kleurkaart bring, of jy kan die kleurkaart vir die kliënt wys, en sê, hierdie brein is hierdie kleur, wil mevrou dit so hê. Okay, die verskillende tipes hare is Asiaties. Onthou, voorbeeld, Kaukasiese hare, en dan is dit afro hare. Okay, haar groei. Hare groei voortdurend. Oor 'n tydperk van tussen 1 en 6 jaar groei 'n individuele haar aktief, dan stop hy, dan rus hy kom uit die kop uit en hy val uit. Okay, haar tekstuur, dit is die dikte van elke haarstringetjie. Haar digtheid is hoeveel haartjies daar op 'n vierkante duim van jou kopvel is. So as ek 'n blokkie op jou kop trek en ek tel al die haartjies, gaan dit baie of min wees. Haar porositeit is hoe hare voeg kan absorbeer. Haar elastisiteit is as ek jou hare kan rek en trek en dit kom terug sonder om te breek. En dan jou poree, onthou poree is die klein openinge in jou vel waar olie en sweet uitkom. So jy kry olieporee en sweetporee. Okay, dan is ons by die chemie. Alle materie het fisiese en chemiese eienskappe en bestaan in die vorm van 'n vaste stof, vloeistof of gas. As ons nou byvoorbeeld in die prentjie kyk. So vaste stowwe is solids, so dit is iets soos 'n borsel, 'n stoel, 'n handdoek, 'n skêr, shampoo uit die bottel. Vloeistowwe is soos die shampoo, serum, haarsproei, water. Gasse, ekskuus, daar's 'n speldingetjie, warm lug van 'n haardroër en enige tipe haarsproei wat gaan. Kyk, daar's ook voorbeelde wat ons in die klas gedoen het. Nou alles wat ruimte vat, wat gewig het, wat spasie neem, is materie. Okay, jy kry solied, vloeistof, gas. Dan het ons die fisiese en chemiese eienskappe. Fisiese veranderinge is 'n verandering in die vorm of fisiese eienskappe, maar geen nuwe stof word gevorm nie. Byvoorbeeld, ys smelt na water en dit kan dan verdamp na stoom toe, maar dis nog steeds water. Chemiese verandering is waar 'n heeltemal nuwe produk geskep word. Byvoorbeeld, as yster roes, is dit nie regtig meer yster nie, daar's 'n hele nuwe ding wat daar voor is. Soos papier wat brand ook. Dis nie meer papier as jy daar klaar is nie. Byvoorbeeld, hierdie het ons ook in die klas gedoen. Hout wat brand, dit brand en dan word dit as. 'n Suurlemoen wat jy sny is nog 'n suurlemoen, hy's net gesny. Okay, hier is chemies wat nogal baie oulik is, hout wat brand, daarso is fotosintese, die son met die plante, 'n eier wat bak, hy gaan nooit weer 'n vloeierige gooey eier word nie. Okay, daarso is ook baie oulike voorbeelde en ek vra gewoonlik van hulle,
So lees maar net mooi deur en laat jy mooi seker maak jy weet waar die twee kan onderskei van mekaar. Dan pH, onthou die pH-skaal toets suur en alkaliniteit van 'n stof. Dis van 0 tot 14 waar 7 in die middel die neutrale oplossing is en dis water. Onthou jou hare se pH lê tussen 4,5 en 5,5. Okay, so as jy byvoorbeeld relax of iets wat tot 'n 14 is, dit is hoekom jy 'n pH neutraliserende shampoo kry wat jou hare dan weer terugvat waar dit moet wees. Okay, dan doen ons die fisiese eienskappe van hare. Onthou jou hare is in 2 gedeel, die haarwortel en die haarskag. Dan is hier net 'n prentjie, ek hoef hom regtig nie uit jou kop uit te leer nie, hoe 'n haar actually binne-in lyk. Hy gaan baie kleiner in die cortex in. Onthou die cortex is die middelste deeltjie. Okay, die vel is die grootste orgaan van die liggaam. Okay, so daar sit ons weer die basiese haarstruktuur, die cuticula, die cortex en die medulla. Kies julle moet nou al hierdie uiteindelik ken. Dan die laag van die vel, onthou die dun laagie is die epidermis, die vet laagie is die dermis en dan het jy die vet laagie daar. Hierso weer oulike tabelletjie net om dit mooi vir jou te bymekaar te sit dat jy dit kan vergelyk met mekaar. Velanatomie, hierso is ook maar net 'n mooi een om te sê daar is verskriklik baie goed wat aangaan in die vel, onder die vel met die haar. Okay, dan kry jy verskillende tipe bindings, kettingkies in die hare. So die eerste een is 'n peptied, die sterk chemiese binding wat aminosure aan mekaar koppel. 'n Polypeptied ketting is 'n lang ketting van aminosure wat deur peptiedbindings aan mekaar verbind is. Proteïene is lang opgerolde polypeptiede wat uit aminosure bestaan en 'n helix is 'n spiraalvorm wat gevorm word wanneer die kettings met mekaar vervleg. Okay, so dit lyk so, onthou die chemie is nie vir ons 'n krisis nie. Juffrou gaan nie moeilike goed vra nie want dit is regtig moeilike werkies hierdie. Okay, onthou die cortex bestaan uit miljoene polypeptiedkettings. Eers en die 3 tipe sybindings wat ons doen is waterstof. So hy is swak binding wat maklik deur water of hitte gebreek word. Dis byvoorbeeld as jy krullerige hare het en jy straighten dit, dan daai straightener rol al die water uit jou hare uit, al die vog uit jou hare uit en hy maak dit reguit. Maar as jy in 'n plek kom wat bietjie warm is, gaan dit weer begin krul want hy kry weer watertjies by. Okay, dan is soutbinding, is swak binding wat afhanklik is van pH. Word maklik gebreek deur sterk suur of alkalisiese oplossings. En dan is disulfietbinding, is 'n sterk chemiese binding wat nie deur water gebreek word nie. Word gebreek deur iets soos 'n perm of 'n relaxer. Haarpigment, daar's 2 tipes melanien is in die cortex en dit bepaal die kleur van jou hare. Eumelanien gee donkerbruin tot swart en pheomelanien gee 'n rooi, 'n gemmer, 'n geel tot 'n blonde kleur. Grys hare ontstaan wanneer daar geen melanien is nie. Hulle groei soos normale hare net sonder kleur. Daar is jou kodetjie 2468. Okay, dan het jy jou hare se golfpatroon, reguit, golwend, krullerig, uiters krullerig. Die hare groei soos wat hy die kopvel uitkom. Onthou, hy baie, soos 'n rugbyballetjie is, dan gaan hy krul. Maar as hy lekker rond uit die kop uitkom, gaan dit reguit haartjies wees. Dan is dit ook hoe die haarfollikel vorm binne in jou kop. So platter hy lê, hoe platter die sirkeltjie is, hoe meer krullerig is hy. Dan moet jy hierdie ook altyd onthou, die 2 tipes hare. Velleshare is daai kort, fyn, donserige, kleurlose haartjies. Onthou jy gewoonlik op die babietjies, gewoonlik op jou gesig, waar dit kom tot jy nou al groter en ouer word.
Okay, en dan jou terminale of jou eindhare is jou sterk, dik en gepigmenteerde hare. So dis gewoonlik daai donker hare wat jy kry op jou wenkbroue, wimpers, baard, geslagshare en dit reageer gewoonlik op hormone. So jy begin donker, harde onderarmhare en so kry. Okay, dan groeisiklus. Onthou, dit het 3 fases. Anagene fase is die groeifase. Die hare groei die vinnigste. So hare groei omtrent 1,25 cm per maand. Okay, en dan is dit katagene fase. Dit is tussen groei en rus. Die follikel krimp en los die dermale papilla. Die haarbolletjie verdwyn en dis omtrent 1 tot 2 weke. Dan die telogene fase is die rusfase. So dit is waar die hare rus en dit word afgeskit en dit duur omtrent 3 tot 6 maande. Okay. Dan, dit is net 'n prentjie hoe dit omtrent plus minus min of meer lyk, wat jou haartjie nou groei en uitval. Dan haargroeipatroon, onthou is hoe jou hare groei op jou kop en die prentjies wys dit regtig baie mooi. Hierdie is die mees algemeenste haargroeipatrone wat ons kry. Weduwee se piek, 'n koeilek, dubbelkroon en 'n nekkrulletjie. Okay, wat is 'n dermatoloog en dermatologie? Dis die mediese tak wat die vel, hare en naels bestudeer. Dit kyk na die struktuur, funksies, siektes en behandelings van die vel. 'n Dermatoloog is 'n dokter wat hierin spesialiseer. Skoonheidskundiges mag die vel skoonmaak en mooi hou, maar hulle mag nie diagnoseer, medikasie voorskryf of siektes behandel nie. So as hulle dit het, moet hulle die persoon verwys na 'n dermatoloog. Okay, so die velweë, belangrik, die grootste orgaan in die liggaam. Hoe word jou vel gevoed? Bloed verskaf voedingsstowwe en suurstof aan die vel. Voedingsstowwe is molekules uit voedsel soos proteïene, koolhidrate en vette. Hierdie voedingsstowwe is nodig vir sellewe, herstel en groei. Die vel kan nie behoorlik van buite na binne met kosmetiese produkte soos rome gevoed word nie. Dit moet voeding hê van voedsel wat ons eet. So die hooffunksies is jou vel beskerm jou, hy gee jou sensasie, hy reguleer die hitte, hy help met uitskeiding, hy help met afskeiding en hy help met absorpsie. Okay, dan die 3 tipes haarsny wat die belangrikste is 'n een lengte, one length. Dan het jy layers en jy het elevasie. Elevasie is wat jy soos teen 'n hoek werk. Okay, onthou die snylyne wat mens gewoonlik mee werk is 0, 45, 90, 180. Baie belangrik, onthou om jou skêr altyd te palm. Onthou, anders is jou skêr so oop en dan kan jy 'n gat in die hare sny. Daar's hoe dit lyk, 'n vertikale sny is op in die lug en horisontaal is as jy hom so reguit sny, soos 'n een lengte. Hier is net so 'n random prentjie ook. So as jy hom boontoe vat, is dit horisontaal, diagonaal gaan hy so lyk, vertikaal is regop. So elkeen wat 'n snytjie wat jy hier gaan gee, gaan die hare anders lyk. Hier is net die areas van die kop, op 'n mooi prentjie wat jy net kan deurgaan. Veral die parieteale rif en die oksipitale been is 'n belangrike ding. Onthou, dis daar die been wat as jy jou kopvel daar agter so druk, dan kom die been daar. Dit is die oksipitale been. Wenke vir 'n een lengte haarsny: gebruik altyd skoon skerre, was jou goed voor jy begin, werk in klein afdelings, hou die hare gelyk en reguit tussen jou duim en jou wysvinger of die vingers waarmee jy sny. Begin altyd aan die agterkant van die kop, werk van onder na bo, sny langs die natuurlike lyn van die kop, hou die skêr reguit, sny hare in klein hoeveelhede, kontroleer die lyn gereeld om seker te maak dat jy is reguit, gebruik 'n kam om hare gelyk te hou, vermy te veel trek aan die hare, sny nat of effens klam hare, om droë hare te sny is glad nie lekker nie. Werk stadig en konsentreer, hou jou skêr skoon, nie laat die haartjies nog sit nie. Begin met jou langste hare as riglyn en pas die korter hare daarna aan. Kontroleer die lyn, sny net so ver as wat nodig is,
werk in 'n verligte area, so 'n area met lekker lig, en na jy gesny kam en kontroleer weer. Daarso is ook, ekskuus, dis 'n baie lelike foto van die lyne, leiers en graduation. Dan haarsny tegnieke is 'n een lengte, onthou hy's ondergelyk. Dan het jy vryhand, dis waar jy nie 'n kam gebruik nie, jy knip net soos wat jy sien. Gradieer is waar hy so 'n lyn vorm, kort na lank of hoe ook al die snit is. Leiers is waar jy daai mooi leiers so laat val en jy sny gewoonlik dit of in die lug op of daar direk agtertoe. Skeermes is waar jy met 'n skeermes sny. Dan glysny is waar jy jou skêr oopmaak en jy gly dit so oor die hare, dan sny jy die hare. Skêr oor kam is waar jy die skêr gebruik en met die kam sny. Jy gebruik nie jou hand nie. Knipper oor kam presies dieselfde. Jy lig die hare op met die kam en jy knip hulle knip met die knipper. Uitdunning is waar jy uitdun skêr gebruik om bietjie as jou hare verskriklik dik is, om dit te verminder. En dan puntsny is waar jy sulke punte met die skêr net insny. Okay, and that's it. Julle moet lekker leer, sisters, en sterk in die toets.